Ja, Here, ons wil saam met hierdie lied sê, ons buig nou in aanbidding. Want dis al wat ons kan doen as ons voor U staan. En ons weet as eendag in die hemel kom, dan gaan ons soos die engele en die lewende wesens en die 24 ouderlinge en almal wat in die hemel is, wat vir U aanbid, gaan ons maar net buig en U aanbid. En daarom begin ons nou, en daarom sing ons hierdie liedere, want ons weet, in die hemel gaan ons sing. En lof bring, en eer bring. Maar Vader, dankie dat U ook hier by ons is. Dankie dat U vir ons die woord gegee het. Dankie dat U mense geïnspireer het deur die Heilige Gees. En dat U die woord ook deur die Heilige Gees nou aan ons gaan vertaal, sodat ons dit kan hoor, sodat ons as hier sit kan sê, maar dis vir my. Hierdie is vir my geskryf. Ek verstaan dit vandag vir my. En dat ons aan niemand anders sal dink as hierdie is vir iemand anders geskryf nie. Want die woord is lewendig omdat die Heilige Gees binne in ons werk en die Heilige Gees dit geskryf het. So Heilige Gees, vertaal nou dit wat ons nou nog gaan lees en help vir my ook om hieroor te praat. In Jesus se naam. Amen. Nou, voordat ek lees, moet ek die agtergrond verduidelik. Anders gaan jy nie weet hoekom lees ons hierdie spesifieke gedeelte nie. Toe ek hieroor gedink het ek gedink, maar ons gaan die tema maak van hierdie 2-3 Sondae, wel is eintlik 2 Sondae en die Goeie Vrydag, dit is volbring. Met ander woorde, dit is klaar. Nou, dis die woorde wat Jesus ons weet aan die kruis geuiter het, toe hy daar was, het hy gesê, net voor hy gesterf het hy gesê, it is finished, dit is volbring. Dit weet ons. Maar ek wil julle terugvat en ek wil hê ons moet vandag ook sien, wat was nog klaar. Want as jy dink, wat ons nou nog gaan lees, het gebeur op die maandag van die laaste week. Die laaste week wat Jesus op aarde was as 'n mens. Vrydag was sy kruisiging. So 5 dae voor dit het Jesus, die storie wat ek nou gaan lees, het dit gebeur. Maar die Jode het soos ons by mekaar gekom, of hulle dan hulle heilige dag gevier op die Saterdag, op die Sabbatdag. So ek wil hê jy moet die prentjie sien. So daai Saterdag voor die maandag, voor die Paasnaweek, het hulle Sabbat toe gegaan, 'n tempel toe, sinagoge toe gegaan, 'n tempel toe gegaan, en hulle het nie geweet nie, dat dit sou die laaste keer wees, wat hulle so sou tempel sou aanbid. Dis die laaste keer wat God daar sou wees, op die manier wat hulle gedink het God is. Want ons weet wat het gebeur later, want toe Jesus gesterf het, daar staan daar en wat ek eers so sê, daar was 'n gordyn gewees in die middel van die tempel, van die einde van die tempel, en agter die gordyn het hulle geglo, dis waar God is, en hulle het dit genoem die allerheiligdom, en een keer 'n jaar, dan kon die hoëpriester, die ou wat die hoëpriester was ook sommer die politieke leier, dan kon hy ingestap het, en dat hulle tou in sy voet gemaak, van in geval hy daar doodgaan, dat iemand hom kan uittrek, want niemand mag daar ingaan nie, want God bly daar. Natuurlik weet ons, dis nie so nie, maar God het gesê, dis waar julle my moet kom aanbid. So die gordyn wat daar tussen was hierdie massiewe gordyn gewees, wat dik was, en die Bybel sê, toe Jesus gesterf het, is die gordyn van bo na onder geskeer. Nie iemand het van onder af gekom nie. Nou kan jy jou indink, dit was die Vrydag, daai volgende Sabbatdag, toe hulle daar instap, toe is die hele tempel anders. Die gordyn is gone. En hulle kan die heiligdom sien, en niks gebeur nie. Ek weet nie wat het toe verder met hulle gebeur nie, maar wat ek weet, dit was die einde. Die manier hoe God gesê het, julle moet aanbid tot op daai dag, daai Saterdag, voor hierdie maandag wat ons nou gaan lees, het dit gebeur. Het die hele manier van aanbidding, soos ons nou net gesing het, gebeur, het heeltemal verander. Nou, voor hierdie maandag, het Jesus gekom en hy het by sy vriende kom bly in Betanië. Nou, ek het nou nie 'n kaart daarop nie, maar as jy nou sal dink, daar's 'n berg wat hulle noem die Olyfberg. Hierdie kant lê Jerusalem, as jy nou van die Olyfberg loop jy deur die Kidron vallei, en dan loop jy aan die ander kant uit, en as jy by Jerusalem, is so 2-3 kilometer. En aan die ander kant van die berg, wat nou letterlik net 'n heuweltjie is, maar as jy hom gaan loop, soos ek en Rikkie probeer loop het op 'n warm dag, is nogal taai. Maar aan hierdie kant is Betanië, en daar het Jesus gebly by sy vriende, Lazarus en Maria en Martha. En die Sondag aand, nadat die Sabbatdag verby is, het hulle gaan eet by Simon, wat 'n melaatse was, wat Jesus gesond gemaak het. En terwyl hy daar geëet het, het Martha gekom en Maria gekom, en sy het sy voete met nardesolie gesalf. En dit was duur, nardesolie.
En nadat hy hulle gesalf, nadat sy hom gesalf het, het hy haar hare losgemaak en sy voete met dit afgedroog. En natuurlik was daar mense wat daar geëet het wat gesê het, nee, wat is dit nou aan? It's a waste of money. Hoekom? En Judas is een van die ouens wat beswaar gemaak het, ons kan daai geld gevat het en vir die armes gegee het, maar ons weet hy het die geld gesteel. Maar anyway, so Jesus sê van, wow, stop. Hierdie was die salwing van my begrafnis. Ek is op pad na my begrafnis toe. So die prentjie wat ons nou gaan sien, dis klaar. Dit is klaar wat Jesus kom doen het. Op aarde, sy werk is nog 'n week oor, paar dae oor, en julle sal onthou as julle die Bybel lees, dan sê Jesus, dan doen hy 'n wonderwerk, dan sê hy, ek gaan vir almal vertel, hy sê, nee, jy mag dit nie vertel nie. Dink ek maar, hoe stupid is ek was gebreklik geweest, maar nou mag ek nie sê hoe ek gesond geword het nie, maar Jesus sê, my tyd het nog nie gekom nie. En dan gebeur dit, dat hy nou sê, net voor hierdie fees, net voor Paasfees, net daai maandag, sê hy die volgende. Hy sê, die tyd het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word. En hier begin 'n hele skuif, en ek wil jou asseblief vra, wil jy nie in hierdie week ter voorbereiding van Paasfees, gaan lees die gedeelte wat Matteus geskryf het, nadat Jesus by die tempel ingegaan het, Lukas het dit geskryf, Markus het dit geskryf, Johannes het dit beskryf. As jy na die Nuwe Testament sal kyk, in die eerste 4 boeke, die evangelies, Johannes, Markus, Matteus en Lukas, is daar 89 hoofstukke, waarvan 1/3 van die hoofstukke, met ander woorde 1/3 van die vertelling wat hulle vertel, in die hele storie van Jesus, gaan oor hierdie laaste week. So jy kan daaroor gaan lees en sê, maar wat het hy in hierdie laaste week gedoen? Het niemand gesond gemaak nie. Toe het hy sy ongelooflikste boodskappe gebring oor die koninkryk van God, en hy het 'n profetiese rede gegee van wat gaan kom. So is belangrik wat gebeur het. Hy het nou op die mense se siele gefokus en gesê, ek het 5 dae oor, nou moet ek die laaste sê wat ek vir hulle kan sê, want ek gaan nooit weer die kans kry nie. Nou gaan ons luister, wat het gebeur daai maandag? Julle het nou al lank al gewag, wat gebeur maandag? Het gaan nou gebeur, nie môre nie, ander maandag. Nou hoe ons gaan maak, ek gaan maak soos julle maak as 'n ou 'n gesprek is. 'n Ou vertel 'n storie en dan chip 'n ander ou in. Dan sê hy, hoor, ek wil net vir jou sê, dit is eintlik hoe dit bietjie meer detail gee. En 'n ander ou sê, nee, maar ek wil ook vir jou bietjie meer detail gee, en so kry jy die hele prentjie, dis wat ons gaan doen. Want Johannes vertel die storie, maar kom ons kyk die prentjie, hoe Matteus hom help en Lukas hom help. Hy sê, die volgende dag, met ander woorde die maandag, het 'n groot menigte mense, wat na die fees toe gekom het, gehoor, dat Jesus na Jerusalem toe gekom het. En nou het Matteus bietjie meer detail vir ons, want Johannes skryf nie wat nou gebeur nie. Hy sê, toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom jou koning kom na jou toe. Hy's nederig, hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pak dier. Die twee disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring en van hulle klere op die dier gesit en na Jesus opgeklim. Nou vertel Johannes die storie verder. Hy sê, en hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, Hosanna is eintlik die woord, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. En Jesus het toe op die donkie geklim wat hy daar gekry het. En die mense wat daar by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep het en hom uit die dood opgewek het gedurig daaroor gepraat. Daarom het 'n menigte van die mense Jesus tegemoet gegaan en hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Nou sê Matteus, en toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? En die skare het geantwoord, dis die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Nou sê Lukas verder, hy sê maar 'n paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil die volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, en hierdie is belangrik, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nader kom in die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil. As jy vandag tog wou insien wat jou vrede nodig is,
Maar nou is jy blind daarvoor. Nou voorspel Jesus, hy sê, daar sal daar oor jou kom, dat jou vyande vestings teen jou oprig, en jou omsingel, en jou van alle kante beleer, en hulle sal jy met die grond gelyk maak, en jou inwoners uitwis. En hy sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie. Dit is so 70 jaar na Jesus gebeur, 30 jaar na Jesus dood is, omdat jy die betekenis van die tyd toe omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het, om jou te red, nie besef het nie. En dan sluit Johannes hierdie storie af, hy sê, die fariseërs het toe vir mekaar gesê, sien julle rig niks uit nie, kyk, die hele wêreld is agterop aan. Dis die prentjie wat ek wil hê jy moet kry, as ons praat oor hierdie maandag. Jesus is besig om af te gaan Jerusalem toe, hy het hulle gesê, niks is nou meer geheim nie. Hy sit my kryf my 'n donkie, hy het altyd daai pad geloop, hoeveel keer dat daai pad al geloop, en dit is 'n kort paadjie, is 4 km, 4-5 km maksimum, het hy geloop, maar vandag besluit hy, op hierdie maandag, ek gaan op 'n donkie klim, en hy sê, die tyd het nou aangebreek, en ek noem dit die kroning van die koning van die konings, dis wat dit is. Nou, ek weet nie meer van julle, seker min, het gekyk toe Charles koning geword het nie. Niemand nie. Nou gaan my beeld nog glad nie werk nie. Anyway. Ja, die mense het gekyk. So wat daar was, honderde kameras gewees. En as julle net dink in die beplanning wat daar ingegaan het. Die beplanning het nie aangegaan toe die koning ging nog geleef het nie. Jare voor die tyd het hulle al hierdie dag beplan. Het hulle gesê, die kroning is op pad, ons een of ander tyd gaan die koning ging doodgaan, ons moet regmaak vir Charles se kroning en sovoorts. Daar was 'n groot beplanning agter dit. En die ouens wat dit vir ons gewys het en die wêreld gewys het, hulle sê meer as 2 biljoen mense het dwars deur die wêreld dit gekyk, het 'n klomp kameras gehad. En die kameras is deur 'n regisseur of seker meer as een beheer. En die kameras, dan sê hy, wys op hierdie mense, wys op daai een, dan zoom hy in daarop. Dis maar soos jy by ander plekke ook as jy sport kyk, dan zoom hulle hier in, dan wys hulle vir jou dit. En dis die werk van die regisseur. En die werk van die ou wat die kommentaar lewer, die kommentator, is om te sê, okay, dan wys hulle miskien 'n straat, dan sê hy vir almal, okay, dis hierdie straat. En dan wys hulle die koets waarin die koning sit, dan sê hulle, maar hierdie koets is so oud, en hy is gebruik vir hierdie goeders. En dan wys hulle 'n kerk, en dan vertel hy alles wat in hierdie kerk aangaan. Dis hoe dit gewerk het. Nou ek wil hê, ons moet vanoggend so na dit kyk. Hier's 'n regisseur, wat vir ons verskillende prentjies die hele tyd gewys het. Terwyl ons dit gelees het, was die een prentjie na die ander, een toneel na die ander, het begin kom, en dan is daar kommentaar gelewer, op hierdie tonele. Nou ek sê, daar is ongelooflik baie beplanning ingegaan, by hierdie kroning, van hierdie koning, die koning van die konings. Al van die begin af het God dit beplan. Die beplanning was so groot, dat hy besluit het, hy moet op 'n spesifieke dag gebore word, en hy moes op 'n spesifieke dag op die maandag, julle sal net sien, moes hy daar afloop of afry, op die donkie, en hy moes ergens kom, en hy moes daai Vrydag gesterf het. Alles was deel van sy plan. So nou sien ons hierdie regisseur se kamera zoom in. En ek weet nie of julle hom ken nie. Daar's Lazarus, sê iemand. Dis Lazarus. En dan begin die ou wat die kommentator sê, maar laat ek nou sê vir Lazarus, kom ek vertel jy die storie. Lazarus was 'n vriend van Jesus, sê hy. En hy het dood gegaan. En Jesus wat veronderstel was om sy vriend te wees, was nie eers daar nie. 4 dae nadat hy dood is, sê die ou, het Jesus daar aangekom, en hy het vir Lazarus uit die dood het opgewek. Op 'n bonatuurlike manier. Dis die storie. Hy sê, maar dis Lazarus. En dan vat die regisseur, terwyl hulle oor Lazarus praat, dan sê hy, maar dan boem, daar sien jy die fariseërs. Hy het dit seker so beplan. Hoor wat sê hy van die fariseërs. Hy het die kommentaar wat hy lewer. Hy sê, baie van die Jode het verneem dat Jesus daar is en het daarheen gekom, nie ter wille van Jesus nie, maar ook vir Lazarus te sien, wat hy uit die dood het opgewek het. En die priesterhoofde het toe besluit om ook vir Lazarus dood te maak, omdat baie van die Jode deur hom na Jesus toe oorgeloop het en hom geglo het. Nou as ek een van die kommentators was, weet jy wat so ek hierna gesê het? What a joke. Ha. Hoe stupid kan iemand nie wees nie? Jesus het nou net vir Lazarus uit die dood het opgewek. Nou sê julle gaan hom weer doodmaak. So wat gaan Jesus dan maak? Hy gaan hom weer uit die dood het opwek.
Stupid kan jy wees, dan is dit nog 'n groter wonderwerk. Dan gaan nog meer mense agter Jesus aanloop, nadat jy hom doodgemaak het, want Jesus het die mag om dood te maak. So ek dink julle lê hierdie ding hoor deurdink, te sê ons wil vir Lazarus doodmaak, wat nou net deur Jesus uit die dood het opgewek word nie. Dis die fariseërs wat daar is. Hulle is teen Jesus, hulle vertel die storie, ons hou nie van hierdie man nie, ons wil hom doodmaak. En dan is dit of die kamera so bietjie teruggaan, en dan draai hy so pan hy so oor almal, en dan wys hy die skares van die mense. En die volgende dag het 'n groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe gekom het. En hulle het hard geskree, hulle het hulle palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Nou sê een van die kommentators, maar laat ek net vir julle verduidelik van al hierdie skares wat hier is. Want gewoonlik bly daar, sê hy, 30.000, 40.000 mense in Jerusalem, maar op hierdie dag bereken hulle dat daar omtrent 400.000 mense was. En hulle het gekom, want hulle kom vir die Paasfees. Maar die Paasfees was een van die grootste feeste vir die Jode, en ons weet die Jode het oral in die wêreld gebly, en baie van hulle het daai tyd gegaan na die Paasfees toe, om hulle offer te bring, so daar was duisende mense. Nou sien jy God se beplanning daarin, dat hy hierdie dag beplan het, op die Paasfees, wat hy weet, die meeste mense wêreldwyd gaan hier wees. En dan gaan hy hom doodmaak. Dis die hoogste publisiteit, gaan hulle hom doodmaak. Nou is dit die hoogste publisiteit wat jy kan kry. Veral toe mense, hierdie mense wat oral in die wêreld kom, en jy gaan op 'n ander stadium lees ons, dan sê hulle, maar wie is hierdie ou wat nou hier aangekom het? Dan sê hulle, maar dis Jesus, jy het nie geweet van Jesus, jy sê nie, ons het nie geweet nie. En dan kom hierdie skares uit, en hulle trek hulle klere uit, en hulle gooi palmtakke voor hom. En dan verskuif die kamera weg van die skares af, en dit dan sien jy die volgende ouens, die disippels van Jesus. Soos asof hulle sulke leiwagte van Jesus was. Hulle daar saam met hom geloop het. En dan sê die kommentator, ja, dis Jesus se disipel. Iemand vra dalk, wie is dit wat daar saam met hom loop? Sy disippels, vissermanne. Die een sê, maar daar's 'n klomp vissermanne gewees. En die een sê, maar daar's nog 'n ex-terrorist ook daar tussen. Judas, die Zelote was 'n terroristeorganisasie. En daar sien hulle 'n tollenaar, die een sê 'n tollenaar, hoe kan 'n tollenaar saam met hom loop? Ons haat tollenaars, maar dit dan beskryf hulle een vir een, Jesus se disippels, want hulle was daar. En toe dink ek, maar wat sou die disippels gedink het? Dink jy het 3,5 jaar saam met Jesus geloop, en nou stap jy hier af saam met hom, lekker, ek weet nie wat ek kan nou nie sê, ek kan nie die houding daar inlees, en ek gaan nou vir julle die houding beskryf, maar ek dink hulle het lekker houding gehad. Hier stap ons nou in, saam met Jesus, en almal, ons stap hier om hom, en die fokus is op Jesus, en natuurlik op ons ook, ons vang die shine ook. Ek wonder wat het hulle gedink? Wel, een van die goed wat hulle wel gedink het, daar was 'n fight. Daar was 'n fight tussen hulle. Daar staan, daar het onenigheid onder hulle ontstaan, oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. So ek dink, daar was 'n bietjie 'n infight geweest, wie is ek, waar gaan ek sit? Een sê, maar ek wil in die regterhand van God sit. Ja, nee, sê, maar ek wil in die linkerhand van God sit. Ek wil vir hom sê, jy gaan nie sit nie, jy gaan op jou knieë wees, Pel, want as jy vir God sien, gaan jy net bid, jy gaan hom net aanbid. Dis die storie. En dan fokus die kamera, bam, op Jesus. Dan wys hy vir ons Jesus. Hy sê, toe bring hulle nou die donkie na hom toe, en daarna gooi hulle vir hom, van hulle klere op sy rug, en Jesus het help hulle Jesus opklim, en terwyl hy aanry, het hy hulle van die klere op die pad oopgegooi, en toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys, oor al die wonderwerke wat hulle gesien het, en hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel, en eer aan God in die hoogste hemele. Hy fokus op Jesus. En dan sê een van die kommentators, hy wonder hoekom hierdie dag. Hoekom sou Jesus die maandag gekies het? Daar was daar een van die ander ouens wat lyk my bietjie meer geweet het van die geloof, en dan sê, maar hoorie, dit is op Eksodus 12 vers 3 staan daar, dat almal moet op die maandag, voor die Paasfees, hulle offerlammetjie kies, en uithaal. So hulle stap tussen al die skapies in, en dan haal hulle die een uit, en sê, jy
kom hier. En haal hulle hom uit en hou hom een kant. Want hy moet vlekkeloos wees. Dan maak hulle hom reg vir Vrydag. Ek sê, by God is niks toevallig nie. Niks is vir niks nie. Daar's 'n rede hoekom Jesus Maandag hierdie kroning sou hê, is asof God gesê het. En Johannes het gesê, hy is die lam van God, asof God gesê het, ek kies die lam. Ek kies jou om te gaan sterf Vrydag as die lam van God. God se tyd is altyd reg. En dan zoom die kamera so bietjie weg van Jesus af, net na die donkie toe. Weet ek, as jy 'n kommentator was nie, as ek een was, dan sou ek gesê het, die koning van Israel op 'n donkie, as jy wat kry. Dan sal iemand anders sal dan dalk sê, jy sê, maar hoekom ry nie op 'n propperse wit perd nie, want dis 'n koning, ry mos op 'n wit perd, nie op 'n donkie nie. En dan is daar iemand wat 'n bietjie meer dieper dink, dan sê hy, ja, maar jy moet mooi onthou, dat as hy nou op 'n wit perd hier so inry, en hy almal skree, die koning van Israel, dan gaan die Romeine ongemaklik wees, en nog voor hy Jerusalem bereik, gaan hulle hom doodmaak. Ja, nou sê, dit maak nogal sin, want 'n ou wat op 'n donkie ry, is nie eintlik 'n bedreiging nie. Want dit is deel van God se plan. Sy plan was nooit dat die Romeine hom moes doodmaak nie. Maar sy eie mense, dit staan so in die Bybel. Sy eie mense gaan hom doodmaak. En daarom het die Romeine hom oorgegee aan hulle, sê julle gaan kruisig julle om. Dit was deel van sy plan. En dan sê iemand anderster, maar daar was ons ergens iets geskryf oor hierdie donkie. Dan sê die ou Sagaria, kom ons lees dit. Jubel, Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, en hy is regverdig, en hy is 'n oorwinnaar, en hy is nederig, en hy ry op 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie. As jy kan sien hoe God beplan het, daar's soveel beplanning in die Ou Testament oor hierdie dag, en oor Vrydag, dat dit is 'n waarwoord van hierdie belofte. Dis Jesus. Dan wil ek hê, jy moet eintlik so agter al die kamerawerk sien, van Lazarus wat ons gesien het, van die Fariseërs wat ons gesien het, van die disippels wat ons gesien het, van Jesus en die donkie wat ons gesien het. Moet jy so die agtergrond sien. God, die Almagtige, die Alwetende, die Alwyse een, wat hierdie dag beplan het. Daar's God. En dan skrik jy 'n bietjie, terwyl jy daar langs die pad staan, en jy kyk op jou foon, sien jy jou eie gesig. Want dis die volgende prentjie wat ek wil hê jy moet sien. Ek en jy, wat ook daar staan, vandag deur hierdie prentjie te sien, by die kroning van die koning. En dan moet jy weet, al die beplanning, alles wat God beplan het vir hierdie dag, daai Maandag en die Vrydag, alles wat daarin gegaan het nie net oor Jesus gegaan nie. Dit het nie net oor sy kroning gegaan nie, dat hy nou die koning is nie, maar dit het oor jou gegaan. Die hele beplanning van hierdie dag was nie om die koning te kroon, net dit nie. Dit was nie net dat Jesus aan die kruis moet sterf nie, dit was vir jou. Dit is vir jou wat hierdie dag beplan is. Sodat ek en jy kan sit hier en sê, maar hy het ons vergewe, ons is vrygestel, ons is vrygespreek, dis was die dag, daarom het hierdie dag gebeur, dit het vir ons gebeur. Duisende mense was daai dag daar, ons is deel van die miljoene, wat nou saamloop eintlik, die kroning van die koning. Maar die doel was sodat ek en jy met hom kan versoen het. So daarom is die vraag wat jy en ek moet vra die hele tyd, waarom volg jy vir Jesus? En julle sal onthou, ek het so 2 weke terug gesê, daar's bewonderaars, en daar's luisteraars, en daar's volgelinge. Jesus het 'n klomp bewonderaars gehad, Johannes sê dit, die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep het, en hom uit die dood het opgewek het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. As jy en ek hier sit, en ons beleef die een wonderwerk na die ander wonderwerk, goed gebeur net soos wat ons dit wil hê, dan is dit verskriklik maklik om te sê,
maar ek loop saam met Jesus. Maar wat gebeur as God se tyd anderster as jou tyd is? Wat gebeur as God se manier van dinge doen nie is soos wat jy wil hê dit moet doen nie? Wat gebeur as God se wil nie is soos wat jy wil nie? Wat dan? As die wonderwerke nie gebeur nie, as die goed wel verkeerd loop, as jy gedink het dit moet anders te wees. En dis wat by Jesus gebeur het. Baie van hierdie mense wat uitgeroep het, Hosanna, Hosanna, die koning, die hoogste koning. Baie van hulle, toe hy nie hulle kom bevry het van die Romeine teen die Vrydag nie, het geskree, kruisig hom. Dieselfde skare, kruisig hom. Maak hom dood. Want hy het nie aan my verwagtings voldoen nie. So ons moet vir Jesus bewonder. Dat is 'n tweede vraag wat ek wil hê ons moet sê. Hoekom aanbid mense, hoekom volg mense Jesus? Maar hulle sê, want hy is my redder. En die skare het hom ook gevolg, omdat hulle het hom ook aanbid, terwyl hy daar afgeloop het, omdat hy die redder was. Hulle sê, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, die koning van Israel. Dan die Engels hou daai Engels op, dis eintlik, jy gebruik die regte woord, dis die Engels is die Hebreëse woord en die Arameese woord, Hosanna. En Hosanna beteken nie prys hom alleen nie, dit beteken prys hom wat ons gaan kom red. Dis wat die woord beteken in die Aramees. Met ander woorde, hulle sing en hulle skree uit, prys hom, uiteindelik het ons 'n redder gekry. Hy gaan ons kom red van hierdie Romeine. En ek en jy kan soos daai skare daai dag sê, prys hom, want hy het my kom red. Hy is nie net 'n redder nie. Hy is ook 'n koning. Hy is die koning van die konings. As hy jou koning dan is, dan bewonder jy hom. Dan is hy jou redder. Maar as hy koning is, dan regeer hy. Dan is hy in beheer. Toe, ons het 'n paar weke terug gesê, as God, as jy 'n kind van die straat af sou vat, en jy neem hom aan om word jou kind, dan gaan jy baie lank vat om hom goeie maniere te leer. Jy gaan leer hoe gaan hy eet, jy gaan leer hoe gaan hy sit, jy gaan leer hoe moet hy lê op 'n bed, want hy weet nie van 'n bed nie, hy weet hoe om te stort nie, hy weet nie om klere aan te trek nie, want hy dra die klere al vir jare dieselfde. Jy gaan alles moet leer. En as God ons koning is, en hy wil vir ons leer, hoe om as 'n koningskind op te tree, en ek ongemaklik daarmee, wat 'n rede volg ek hom dan? Want hy is die koning, hy wil vir my help, hy leer vir my, en baie keer sê ek, maar ek sukkel hiermee, ek wil nie alles doen wat hy hier sê nie, ek wil doen soos ek wil, maar dan is hy nie jou koning nie, hy kan dalk jou redder wees, jy kan hom dalk bewonder, maar as hy jou koning is, as jy ook sê, Hosanna, red my, loof hom, die koning van Israel, dis 'n statement wat jy maak, en ek, van volledige oorgawe. Nou kan amen nie gesê het, maar daar is nog tyd. Nou gaan ek met die preek eintlik begin. As die inleiding. So what? Ek wil 'n vraag vra. So what? So what dat jy al hierdie inligting het? So what dat jy nou gehoor het oor die kroning van Jesus en van almal wat daar was en wat hy beplan het? Johannes antwoord dit. En hy antwoord dit op hierdie manier. Hy sê, hierdie wondertekens is beskrywe. Hoor nou mooi. Sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Nou is ek terug wat ek net gesê het, dit gaan oor jou. Hy sê, al hierdie wondertekens, al hierdie goed wat gebeur het, alles wat ek hier vir julle vertel het, en nog baie meer het gebeur, sê hy, al hierdie goed sê ek vir julle vir een rede vertel, sodat julle wat glo in sy naam lewe kan hê. Met ander woorde, as daar's nie lewe, enige lewe buiten Jesus nie. Ja, jy kan op hierdie wêreld lewe, jy kan asemhaal, maar dis nie lewe nie. Die lewe waarvan hy praat is lewe hier, en ewige lewe, saam met hom vir altyd. Die lewe is Jesus. Hy sê so, ek vertel julle hierdie stories van Jesus, sodat julle kan glo en julle kan lewe.
Want ons kan vashak by die wonderlike Jesus, en ons kan net vashak by die redder. Maar ons kom by hierdie punt, waar hy sê, as jy glo, dan lewe jy. Dan bewonder jy nie net nie, dan is hy nie net jou redder nie. So Jesus sal van tyd tot tyd wonderwerke doen, en julle het dit almal al beleef. Ons bid gereeld vir wonderwerke, en dit gebeur. Hierdie plek, hierdie plek is 'n wonderwerk. Jesus het ons sondes vergewe, maar nou is die vraag, waar gaan jy nou beweeg? Is jy bereid om te sê, hierdie Paastyd, ek wil my net weer gee vir die Here. Ek wil nie soos daai ouens gaan wees wat sê, kruisig hom nie. Ek wil sê, Hosanna, gee my lewe. Ek gee my die lewe wat ek wil hê. Ek het nou nog gevra, so wat? Hoor hoe antwoord Johannes hierdie so wat vraag. Hy sê, wie sy lewe, dis eintlik Jesus wat dit antwoord, wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. Dis God se plan. Dis die kroning van Jesus se plan. Sodat jy en ek hier kan sit wat sê, ek glo in God. Ek glo in Jesus. Ek wil my oorgee aan hom, my redder, my koning. Ewig kan lewe. Maar dan staan daar 'n amazing vers, wat ek dink min van julle geweet het staan daar. Hoor hier. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En hy is natuurlik by God. Hoor hier, as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Wow. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Weer wow. Met ander woorde, hy sê, ek kom doen alles vir jou, maak dit vir jou moontlik, die kroning van die konings, die Paasfees waaroor ons Vrydagoggend gaan oor praat, die opstanding en daarna, is sodat jy kan glo, en as jy glo, lewe jy. En as jy lewe, lewe vir ewig. Maar as jy dit glo, dan sê hy, en as jy my dien, as jy my volg, dan sal die Vader kom. En hy sal sê, ek eer jou. Dis wat God van ons dink, as ons sal glo. So ek weet nie waar staan jy nie. Paasfees lê voor ons. So miskien is dit 'n tyd van refleksie, om te sê, is ek volledig oorgegee aan hom? Gaan lees daai stukke. Kom ek bid vir ons. Here, wat 'n ongelooflike God is U, dat U al hierdie goed eintlik vir eeue al beplan het vir ons. Ja, U het die seun gestuur, Jesus het gekom en het hierdie ding kom beleef op die aarde, U was versoek, U het moeg geword, U het met 'n donkie gery en U is gekroon as die koning, en mense het gesing, Hosanna, prys die naam, die koning van Israel. Ons weet, daai Vrydag het U gesterf, en die Sondag het U opgestaan. Maar dit was vir ons, sodat as ons glo, ons kan lewe. En as ons lewe, sal U ons Vader, soos iemand wat 'n kind aangeneem het, wat tevrede is, en bly is vir die kind se vordering, sal sê, ek eer jou, ek respekteer jou. Dankie daarvoor. Dankie dat ons in hierdie Vader se hand kan wees. Amen.